Goeiedag lieve vriende, baie welkom by Huisfiks. Hier in Hebreërs 12 lees ons, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi op die sonde wat maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Vriende, dis daardie tyd van die jaar wat ons by die kerk begin sien en oral begin sien dat dit lyk of mense begin spoed verloor, veral in die geestelike lewe. En ons sien dit in ons kerkbywoning, ons weet is hierdie tyd van die jaar wat ons regtig begin agterkom, ons word nou moeg. Dis 'n siklus elke jaar, maar my bekommernis is dat dit in 'n mens se lewens naderhand 'n voortgaande proses kan word, dat 'n mens so moedeloos word dat jy op die einde nooit weer optel. Die vroeë Christene het beproewing geken. Ek dink nie ons het 'n idee waardeur die vroeë Christene in meeste van die gevalle gegaan het nie. En dan is die aanmoediging wat die Hebreërskrywer van die eerste plek gee, is 'n klomp geloofshelde uit die verlede, ouens wat dit gemaak het ten spyte daarvan dat hulle nooit hier op aarde hulle loon gekry het nie, het hulle tog bly vashou aan die belofte. Ons het 'n bietjie meer as hulle. Ons het nie net 'n belofte nie. In Hebreërs 12 praat die skrywer van Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Wat beteken dit? In watter opsig is Jesus my en jou se begin en volëinder van ons geloof? Dit gaan daaroor, en Nicodemus is waarskynlik die ene waarby ons dit lees, maar daar is ander plekke in die Bybel wat ook sê dat ons deur die wedergeboorte of deur die Heilige Gees, niemand kan sê Jesus is die Christus behalwe deur die Heilige Gees. Met ander woorde, iets wat in ons lewe gebeur, wat die Gees ons dwing om te bely dat Jesus die Christus is. Dis waar die begin van ons geloof in Jesus lê, by die Gees wat in ons getuig en ons het begin glo, en dan begin hy met ons met die woord en met die Gees 'n paadjie stap wat ons na die einde toe vat. En dis nie altyd 'n maklike paadjie nie. Dis 'n paadjie wat lank is. Dis die eerste probleem, en dan die tweede probleem, dis ook 'n paadjie waarop ons weer kan terugdraai na die sonde, waar die sonde ek wil amper sê op ons so begin pak, 'n aanpaksel maak met die tyd. En dan sê die Hebreërskrywer, maar ons moet hierdie sondes afgooi. Dis hierdie sondes wat hierdie lang pad nog 'n moeiliker pad maak, wat 'n ekstra onnodige las op ons is om die wenstreep te haal. As mens deesdae na die moderne wedlopers gaan kyk, byvoorbeeld soos die Comrades en die wat lang afstande is, dan sien mense maar die mense dra regtig ligte klere, ligte skoene. Ek onthou Jerry Young, baie van ons ken hom hier in Ermelo, sê hy was van die eerste ouens wat die Comrades destyds gehardloop het. Hy het nog met bata tekkies, julle ken nou wit bata tekkies wat ons met tennis gespeel het. Hy het met hulle die Comrades gehardloop. Stel jou voor, deesdae ligte goed, geen onnodige laste nie. En dit is wat die Here Jesus ook vir ons sê, laat ons die sonde afgooi. En die sonde is nie altyd hierdie groot enkele ding wat ek gedoen het nie. Sonde is dikwels 'n las wat soos 'n laagie op ons begin aanpak, op ons begin sit. En is baie keer 'n nalatigheid om Bybel te lees, nalatigheid om te bid, nalatigheid om kerk by te woon. Miskien iets wat nie in die wêreld buite as verslawing soos aan drank of aan dwelms geetiketeer word, maar iets waarin ek verslaaf kan word, soos te veel tyd voor my selfoon, te veel tyd met speeltjies wat oor die internet gespeel word, te veel tyd aan my eie goed, selfs my fiksheidprogram, en dit toe waar ek tyd aanwy aan my gesondheid, kan soms 'n las word, want alles gaan nou weer net om my. Terwyl die Hebreërs skryf, as ons die dag, die wedloop wil wen, moet ons oë op Jesus hou. En vriende, dan moet ons met mekaar baie eerlik wees. Dis nie 'n teorie nie, dis nie sommer net hier in my gedagtes nie. Dis letterlik om te sê, as ek nie tyd en fokus op Jesus is nie, gefokus op Jesus is nie, dan gaan die wedloop vir my te lank word. Kom ons fokus weer op Jesus, die begin
en die volëinder van ons geloof. Totsiens.